Goeienaand broeders en susters. Baie welkom aan u almal vanaand. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet ingeskakel is. En dit is vir my so goed, Willem en Gerda, om julle ook vanaand hier te sien. Dat Willem het om te kan kom. Ons is dankbaar saam met julle, hoor. Kom ons begin hierdie ontmoeting met die Here deur saam te sing lied 163. Kom ons staan en sing ons dit en daarna ontvang ons ook die seëngroet van die Here. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. Dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so bly staan, kom ons sing ons lofsang. Dis Skrifbreiding 12:6. Ons sing daarvan al 15 verse. Dis 'n skrifbreiding wat ons troos as Christene vertolk, en die van u wat dit dalk nie weet nie, die woorde is beruim deur 'n gewese lidmaat in ons gemeente, oom Leonard Dekker. Hy het baie tyd hier aan spandeer in hierdie lied wat ons saam gaan sing, wat ons troos verwoord. Al 15 verse, 12:6.
Kom ons lees saam uit die profeet Jesegiel, hoofstuk 37. Jesegiel 37. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien, daar is baie bene in die laagte. En hulle was baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee. Dit weet net U, Here my God. Hy sê my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene. Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel. En dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel bo oorgetrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op. So sê die Here my God, uit die 4 streke gee, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het. En toe kom die gees in hulle en hulle lewe en gaan staan regop. Daar was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel hele Israel voor. Ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God. Ek sê julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek Here lewe en ek sal julle in die land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Ons teksverse is die eerste 2 verse van Jesegiel 37. Eers die beskrywing van die laagte vol dooie bene. En dan die vraag van die Here aan Jesegiel, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee. Dit weet net U, Here, my God. Hiermee saam, broeders en susters, wil ek graag vir ons 'n gedeelte lees van ons geloofsbelijdenis van Nisea. Nou, hierdie jaar herdenk die Christelike Kerk die 1700-jarige bestaan van die geloofsbelijdenis van Nisea. Ons hoor dit redelik dikwels hier in ons erediens, 'n pragtige geloofsbelijdenis. Ek gaan later meer daaroor sê. Volgende Sondag aand gaan ons DV in ons lofsangdiens gaan ons hierdie geloofsbelijdenis van ons uitsing. Pragtige program wat ons oraliste vir ons opgestel het om te verwoord
ons geloof soos ons dit vind in die geloofsbelijdenis van Nicea. Maar vanaand hierdie gedeelte wat handel oor die Heilige Gees. In die geloofsbelijdenis van Nicea staan daar, ons glo in die Heilige Gees. En hoor nou, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. En hy word die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Kom ons bid nou saam. O Heilige Gees, aan U al die eer. U is met die Seun en die Vader, Heer. Enige God, waaragtig. Op Pinkster ryklik oor ons uitgestort. So laat U ons, o God, U kinders word. So maak U ons al U weldade deelagtig. O Heer, ons Heer, so verhewe, rig tog ons denke, ons wil en strewe. O Heilige Gees, ons bid U weer. Gees van ons Vader en ons Heer, maak ons hart vir U tot woning. O lig van God, wat in ons skyn, wat die donker in ons laat verdwyn, kom vul U tempelwoning. Kom Heer, ons Here, kom versier ons met U deugde, gee ons vreugde. Heer, U is ons hoogste vreugde. Amen. Kom ons sing saam uit Skrifpryminge 8:3. Ons sing daarvan die eerste vers. Skrifpryminge 8:3, vers 1. Daar is net een vers. Wat glo jy oor God, die Heilige Gees? Ek dink een van die beste plekke om hierop 'n antwoord te kry, is die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons ken dit in hierdie gemeente.
Die geloofsbelijdenis van Nicea is een van 3 wat genoem word ekumeniese geloofsbelijdenisse. Kom uit die vroeë kerk. En dit word feitelik amper deur alle Christene aanvaar. En dit is altyd goed om te weet dat hierdie belydenisskrif ontstaan het of gebore is in die tyd toe die kerk van die Here hulle Christelike godsbeeld moes verwoord. Hulle moes duidelik sê wat hulle glo op grond van die skrif. Hulle moes sê wat hulle glo oor die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En daarom kry ek, en ek gaan volgende Sondag aand verder daarop, 'n pragtige struktuur in hierdie geloofsbelijdenis, wat eintlik trinitaries is, Vader, Seun en Heilige Gees. Oor God die Heilige Gees begin ons belydenis, begin hierdie belydenis met 'n baie kragtige belydenis oor die Heilige Gees. Hier staan hy is Here en maak lewend. Hy is Here en maak lewend. Die Heilige Gees is die lewende God, wat ons kan sê in die heel eerste plek lewe gee in die hele skepping. So was dit van die eerste oomblikke af, eerste oomblikke van die skepping, toe die Gees oor die waters gesweef het, die onbewoonde aarde. En die bome en blomme wat na vore gekom het, die plante, die struike, die diere en die visse. Ook die mens is deur die Heilige Gees tot lewe gebring. Dink ook net vir 'n oomblik aan die wonder van lewe in 'n moederskoot. Dis eintlik gaan 'n mens verstand te bowe. En tot vandag toe is dit die Heilige Gees wat elke dag nog lewe en lewenskrag gee aan alles wat bestaan. Maar die Gees versier ook alles. Hy verfraai alles. Hy verryk ook die lewe met kleur en sprankel. Hy gee aan God se kinders wonderlike talente, waarmee hulle versier, waarmee hulle bemagtig. Dis 'n nuwe skepping van God. Die Heilige Gees is die lewende God, wat ook lewe gee in gelowiges. Dink vir 'n oomblik daaraan, hy wek mense wat dood was, wat van nature dood is vir God en hulle naaste, wek hy op tot 'n nuwe lewe. Die Bybel sê hy laat ons weer gebore word, hy laat ons uit God gebore word. Hy wek ons die ware lewe. Hy bring ons tot geloof, tot hoop, tot liefde. Hy bring mense wat eens dood was in hulle sonde en verlorenheid, bring hy daartoe om diensbaar te word aan God en hulle naaste.
Maar hierdie Heilige Gees kom ook om ons telkens te vertroos, ons te verkoop, om ons te versterk deur ons die hele tyd al meer en meer aan Jesus Christus vas te bind. En 'n mens kan sê dat ons as gelowiges, my liewe broeders en susters, alles te danke het. Hierdie nuwe lewe wat ons ontvang het, dat ons alles te danke het aan die magtige en kragtige werk van God, die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees gee ook lewe aan en in die kerk van die Here. Kyk maar wat het na Pinkster, na uitstorting van die Heilige Gees alles gebeur. Gelowiges oor alle grense heen, volke, tale en nasies vorm as 'n lewenskragtige eenheid die liggaam van Jesus Christus. Hulle groei in geloofsdiepte, hulle groei ook in getalle. Na die uitstorting van die Heilige Gees begin hierdie mense uitbeweeg die wêreld in met die wonderlike evangelie van Jesus Christus. Die kerk begin groei, ook wat getalle betref. Later as Paulus in die Efesiërs boek skryf oor die kerk van die Here, dan sy eintlik in totale verwondering. Dan kan hy amper nie genoeg woorde kry om hierdie godswonder, die kerk, te beskryf nie. Hulle te beskryf as 'n nuwe, lewenskragtige skepping van God deur sy Gees. Maar die Heilige Gees tree ook lewewekkend op in en deur ons Here Jesus Christus. By sy geboorte, en dink daaraan, is dit die Heilige Gees wat oor Maria kom. En die krag van die Allerhoogste wat die lewe in haar werk. By ons Here Jesus Christus se doop daal die Gees soos 'n duif op hom neer. Die hemelse stem, die Vader wat sê: "Dis my geliefde seun." In ons Here Jesus se bedieningswerk hier op aarde lees ons telkens hoe die krag van die Heilige Gees op hom was. By sy opstanding, so lees ons in Romeine 1, by sy opstanding uit die dood, word hy deur die Heilige Gees met krag verklaar as die Seun van God, Jesus Christus, ons Here. En verhoog aan die regterhand van die Vader, wat doen hy? Hy stuur die Heilige Gees. Hy en die Vader stort die Heilige Gees oor sy kerk uit. Maar ek vat net saam, die Heilige Gees is die lewende God, die Here. Wat doen hy? Hy bewerk lewe. Hy bewerk verkwikking. In die skepping, in my en jou lewe as 'n gelowige, in die kerk. Hy doen dit in en deur ons Here Jesus Christus. Maar weet jy, Esegiel 37 kan ons sê, is 'n baie mooi voorstelling
van ons belydenis rondom die Heilige Gees, dat hy Here is en lewend maak. Ons het saam gelees, Esegiel word deur die Here in 'n laagte vol dooie, droë bene neergesit. As hy daar rondstap, dan sien hy hierdie bene is droog. Baie droog. Dis wat hy sien. En as hy dit sien, dan vra die Here vir hom, mens, kan daar in hierdie droë bene lewe kom? Dis wat die Here vir Esegiel vra. Wat antwoord hy? Hy sê nee. Dit weet net U, my God. Hierna kry hy 'n opdrag om as profeet teenoor die dooie bene op te tree en vir hulle te sê, die Here gaan Gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Julle gaan seënings, vleis en vel kry. Dan gaan hy sy Gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan staan daar, en dan sal julle besef dat ek die Here is. Nou Esegiel het dit gedoen, wat die Here aan hom opgedra het. En dan lees ons, daardie bene het bymekaar gekom, elkeen na sy pasmaat toe. Seënings, vleis en vel het gekom. Maar nog geen gees nie. Dis toe wat die Here vir Esegiel sê, tree as profeet op, verkondig my woord. En sê die Here my God, gaan lewe in julle bring. Esegiel moet sê dat die Gees lewe moet blaas in hierdie dooie dor bene. En as Esegiel dit doen, dan gebeur dit. Die Gees kom in dooie dor bene. En hulle begin lewe. Hulle begin lewe, hulle staan later dan regop. En as Esegiel kyk, dan sien hy 'n groot menigte. Weet jy, dit wat Esegiel hier gesien het, was, en dit staan ook hier geskryf, was beeld van die volk van die Here van destyds, van Israel. Hulle was in die ballingskap. Hulle was totaal en al uitsigloos. Hulle het geen hoop meer gehad nie. Hulle het alle hoop verloor. Hulle was geestelik mors dood. En van hulle self het hulle begin sê, dis eintlik klaar met ons. En nou praat die Here deur Esegiel met hulle, deur hierdie gesig wat hy sien. En die Here sê vir hulle, weet julle, ek gaan weer aan julle lewe uit julle doodsheid gee. Die Here stel dit baie sterk. Hy sê, ek gaan julle grafte oopmaak. Ek gaan julle laat uitkom. Ek gaan julle ook terugbring na julle land toe.
Baie duidelik sê die Here vir hulle, ek sal my gees in julle laat woon, sodat julle weer kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. En ons weet die Here het dit uiteindelik gedoen. En uiteindelik, jare later, met Pinkster, stort hy sy gees voluit op sy kerk uit. En begin die kerk te lewe in alle opsigte. Deur die kragtige werk van die Heilige Gees in hulle. Die Gees, so sê ons belydenis, is Here en maak lewend. Die Gees gee lewe uit die dood, uit doodsheid. Dit getuig die ganse skrif, Ou Nuwe Testament, getuig hiervan. Dit bely ons ook as kerk op grond van die skrif. Die Gees is Here. Hy maak lewend. En hoe dikwels staan ons in totale verwondering oor sy lewendmakende werk in 'n mens se lewe. Ek dink vanaand vra die Here aan jou en my dieselfde vraag as wat hy vir Esegiel gevra het. Hy vra die vraag: mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Glo julle dat die Heilige Gees Here is en lewend maak? Die Here wil by ons weet, glo jy dit persoonlik? Weet jy, as ons in ons alledaagse lewe elke dag te doen kry met die doodsheid van ons eie lewe, as ons te doen kry met die hopeloosheid van talle situasies waarin ons kom, dan deins 'n mens terug om weer die vraag van die Here te antwoord. Ek dink baie keer oorweldig deur die doodsheid in ons en wat ons rondom ons sien. Ek wil ons soms vir die Here sê soos Esegiel: Here, net U weet dit. Net U weet dit, my Here, my God. Of hier in my eie lewe weer ware lewe kan kom. Of daar in my verhouding met my huweliksverhouding of my verhouding met my kinders of wat ook al, of daar weer lewe, ware lewe kan kom. Nou by tye wil ons sê, Here, net U weet dit. Dis ook die antwoord wat baie Christene gee, en ek hoor dit baie hier op die Kaapse vlakte. Wat Christene gee, wat moet leef in stikkende, verbrokkelende gemeenskap. Asof hulle ook sê, Here, net U weet dit. Net U weet dit, of ons gemeenskap weer heel kan word. Of daar weer sprankelende lewe, ware lewe in ons gemeenskap gaan kom.
Miskien dra ons baie keer by tot hierdie dinge. Dit kan baie maklik meewerk om die gevoel van doodsheid of moedeloosheid of magteloosheid of hopeloosheid te bevorder. Myne is te droog. Here, net U weet dit. Of daar ooit weer lewe kan kom. En nou is die vraag vanaand, is dit wat ons glo? Is dit wat ons bely? Ons bely 'n wonderlike werklikheid. 'n geweldige werklikheid. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. En daarom, my liewe broeders en susters, vir ons as gelowiges, as iemand wat deur die Gees uit God gebore is, as 'n kerkgemeenskap wat ons lewe aan die Gees te danke het, dink ek vra hierdie belydenis van ons. Ek glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Ek vra van ons 'n paar dinge. In die heel eerste plek verwondering, absolute verwondering oor die Gees se magtige werking in ons lewe. Hy het aan my, hy het aan jou lewe uit die dood gegee. Nooit daardie wonder miskyk. Dit vra van ons 'n voortdurende gebed om vervul te wees met die Heilige Gees. Nog altyd soveel fasette van ons lewe waar daar nog 'n doodsreek is. Daarom heeltyd die gebed. Vervul my met U Gees. Dit vra 'n begeesterde luistering, toepassing van die woord van die Here in ons lewe. Die woord is immers die kragtige instrument van die Heilige Gees, waarmee hy werk. Ek dink dit vra ook van ons om met nuwe oë na baie moeilike situasies te kyk. Nie in die eerste plek omdat die Gees iemand anderster moet verander nie, maar omdat hy hierdie mens eerstens helend en nuut moet laat optree. Dat die Gees Here is en lewend maak. Vra van jou en my om met die evangelie van Jesus Christus hierdie wêreld te stormloop. Op 'n mooi manier. Om met die evangelie van Jesus Christus hoop te bring in mense se lewens. Heling te bring in stikkende gemeenskappe. Dis immers net die verlossing in Christus deur sy Gees wat kan heel maak, wat doodsbande kan breek. Ek en jy het 'n boodskap waarmee ons na die wêreld toe kan gaan.
Gees is die Here. En my maak lewend. Die Here se vraag aan Esegiel was, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Hoe antwoord jy hierop? Hoe antwoord jy hierop met jou mond, maar ook hoe jy optree, wat jy sê, hoe jy leef. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die kragtige werk van U Gees in ons lewe. Dat U lewe aan ons geskenk het vanuit die dood. Ons dankie Here dat ons deur die kragtige werk van U Gees in ons vanaand kan sê, ek glo met my hele hart, Here, ek het U lief. Is 'n nuwe mens. Nou wil ons bid, Here, mag ons dan ook agente wees van lewe. Waar ons werk, waar ons optree, waar ons praat. Ons wil bid om die leiding van U Gees. Sodat ons die regte dinge sal sê, regte dinge sal doen. Omdat ons U ken. Want ons U magtige werke ken in ons lewe. Ons bid, Here, gebruik ons om hoop te bring. Maar daar totale moedeloosheid is. Wil ons lei om hoop te bring in stikkende gemeenskappe. Lei ons dat ons hulle by U kan uitbring. By U die lewende God. U wat lewe vanuit die dood gee. Geef vir ons 'n mooi week. Wil U gee dat ons lewe deur die kragtige werk van U Gees versier sal wees met baie mooi dinge. Wat ons dink en wat ons doen. Mag ons 'n sieraad vir U wees. Mag die lewe wat ons van U ontvang het, meer en meer ons uitbreek. Sodat U meer en meer alle eer kan ontvang. Dit wat U doen in mense se lewens. O Vader, skenk ons U liefde. O Seun, vou ons toe in U ryk genade. O Gees, vertroos ons, versterk ons, bou ons op, om mense te wees van lewe. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Die kollekte is vir die diakonale kas en dan vir die bystandfonds van die diakonie. Soos ek het verstaan is dit om in die kerkverband ook hulp te kan verleen. Kom ons sing ten slotte Skrifverwydering 8:1.
Ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Skrifspruiming 8:1 vers 1 en 2. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die kragtige, die ewigewende gemeenskap van die Heilige Gees is met julle.